Jesus is jou nag se nag. Jy staan voor 'n nuwe jaar, 2025, en hy is vir jou totaal onbekend. En ek is seker, daar gaan mooi dinge in hierdie jaar wees, maar daar gaan ook nag wees, soos vanaand, soos die laaste aand van hierdie jaar, van 2024. En ergens in jou lewe gaan jy in elk geval deur die dal van doodskade weer gaan. Elkeen van ons, heel moontlik, as Christus nie voor die tyd kom nie. My boodskap aan jou vandag is, Jesus Christus sê vir jou, as jy in hom glo, is hy jou nag se nag. Geen om wat se nag jy van praat nie. Jesus Christus, die Seun van die lewende God, is die een wat jou nag verander in dag. Hy is die oggendster. Hy is die een wat die sleutels het van die doderyk. En dit is wat hy vir ons vandag vertel. Ek wil vir ons lees uit Matteus 16, waar Jesus in die gebied van Caesarea Philippi, oor die algemene heidense gebied, met sy disippels praat. En dan lees ons, toe Jesus in die gebied van Caesarea Philippi kom, het hy sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle het geantwoord, sommige sê Johannes die Doper, ander Elia en ander Jeremia, of een van die profete. Maar hy sê vir hulle, en julle? Wie sê julle is ek? En dan antwoord Simon Petrus, u is die Christus, die Seun van die lewende God. Jesus antwoord hom, gelukkig is jy, Simon, seun van Jona, bar Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader in die hemel. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. En die poorte van Hades, dis hoe dit in die Griek staan, die doderyk, in die ouer vertalings, sal dit nie oorweldig nie. Ek sal vir jou die sleutels gee van die koninkryk van die hemel. En wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit wees. En wat jy op die aarde oopsluit, vrylaat, laat wegkom, sal in die hemel vry wees. Daarop het hy vir sy disippels bevel gegee om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie. Om hierdie gedeelte mooi te verstaan, moet jy so 'n bietjie meer verstaan van die agtergrond van Caesarea Philippi en wat hier besig is om te gebeur. En jy moet ook verstaan dat daar in die kerklike wêreld 'n redelike groot kontrovers oor hierdie gedeelte was. En daar was veral twee groot standpunte oor wat hierdie gedeelte beteken. Wat ek vandag vir jou sê, is nie een van die twee heeltemal nie, maar eintlik iets totaal anders. En ek glo baie sterker gebou op wat Jesus oorspronklik daarmee bedoel het. Matteus maak dit vir ons baie duidelik dat Jesus in die gebied van Caesarea Philippi kom. Nou, die naam sê al vir jou, Caesar, Philippus, heidense name, jy weet met die Romeinse keisers, Philippus, die pa van Alexander die Grote. So die naam van die plek sê al vir jou, hierdie plek is nie, sy naam is nie regtig het nie iets met die Jode te doen nie, is nie iets met die kerk van God op aarde te doen nie. Nou, Caesarea Philippi, as jy so 'n bietjie gaan kyk, dan sien jy, dit is 'n stad wat koning Augustus vir Herodes gegee het. So Herodes was die koning van die Jode, onthou nou, maar hy was 'n heiden. Hy was 'n Edomiet, en hy het homself in die regering ingekorrupteer, soos baie ouens vandag maak, soos wat ek en jy weet. En waar Augustus vir hom die stad gegee het, het hy die stad vernoem na die keiser, Caesarea Philippi. So hy het
die keiser vereer, die keizerverering, en hy het ook daar vir hom 'n tempel gebou, wat hy aan die Romeinse godendom geskenk het. Met ander woorde, Caesarea Philippi is 'n bastion in die Romeinse tyd en Jesus se eie tyd van heidendom, van vermenging van godsdienst. Definitief nie dat Herodes daarmee enige eer aan God wou gee nie. Maar as jy verder teruggaan, dan raak dit nog meer interessant. Caesarea Philippi het letterlik 'n klip gehad. Daar was 'n plek aan die voet by waar Jesus hulle heel moontlik gestaan het, waar hierdie gesprek plaasgevind het, 'n groot regopstaande klip, en sy naam was die poorte van die hel. Hierdie klip het gestaan op wat hulle geglo het 'n bodemlose put, 'n gat. En hierdie plek, Caesarea Philippi, waar Jesus hulle heel moontlik gestaan het, was aan die voet van die berg Hermon, waar die meeste van die water van die Jordaanrivier vandaan af gekom het. En daardie water het ook in hierdie gat ingevloei, waarvan hulle gesê het, dis 'n bodemlose gat. So, bo op hierdie bodemlose gat, hierdie graf, staan Jesus en sy disippels op 'n klip, en hy sê vir hulle, ek sê nou vir julle, op hierdie klip sal ek my koninkryk bou, en die poorte, die bodemlose put van die dood, sal dit nooit kan wen nie. Nou, moet jy nog so 'n bietjie meer verstaan, as wat net hier gebeur. Hermon, die berg Hermon, was die plek, as jy teruggaan na Genesis 6, as jy die ou Joods-Palestynse geskiedenis lees, is die plek waar die reuse na die aarde gekom het, en met die mense vermeng het, en waar die reuse gebore is. So die betekenis van hierdie gedeelte het 'n baie ryk heidense agtergrond. So hier in Caesarea Philippi was die tempel van 'n afgod, Pan. En Pan was die teenstander van Jahwe. Pan was die een wat alle gode vermeng het en wat wou ook natuurlik die Jahwe, die lewende God, wou oorwin. So, jy kan sien dat die geskiedenis agter hierdie gedeelte is baie ryk wanneer Jesus hier met sy disippels praat. En nou vra hy vir hulle en hy sê vir hulle, wat sê julle? Vergeet nou wat die ander mense sê, wat sê julle, wie is ek? En dan sê Petrus, jy, u Here, met die grootste respek, is die Christus, die seun van die lewende God, nie die afgode nie die dooies nie. En nou sê Jesus, jy's reg Petrus, en op hierdie klip, heel moontlik hierdie klip, waarop ek staan, hierdie heidense gebied, waar die demone, waar hulle die duiwels, waar hulle my koninkryk, my Vader se koninkryk wil oorwin, hier staan ek, en ek sê vir julle, ek sal hierdie hekke oopsluit, ek het die sleutels en ek gee dit vir julle. Waarvan praat Jesus? Jy sien, die Rooms-Katolieke Kerk het gekom met hulle standpunt, omdat die kerk natuurlik in 1500 na Christus 'n baie magtige instansie was. So hulle het die klem gelê op die kerk en die mag en die posisie van die kerk. Die kerk is belangrik, jy mag nie met die kerk verskil nie, jy mag nie uit die kerk uitgaan nie. Die kerk het soos 'n slegte huwelik geword, wat self afgoderry bedryf het, en verwag het, dat die Christene in hulle moet bly. Ons ken dit, ons is kinders van die reformatie. So, die reformatore het gesê, nee, ons verstaan nie, dat Jesus hier van die kerk per se praat nie. Hy praat van sy woord, hy praat van homself, hy sê, hy is die sleutel, hy is die een wat die evangelie, die ware evangelie van verlossing gee, en hy gee vir ons daai evangelie, en ons sluit die hemel oop, en as die hel, nou moet jy verstaan wat Luther hulle, wat die reformatore was, 'n konteks was, as die kerk, die vals kerk en die heidene, die vyande ons wil oorweldig, dan sal ons sterk staan. Jy sal, as jy byvoorbeeld na die gereformeerde kerk se wapen kyk, sal jy sien, die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Met ander woorde, asof die hel, asof Hades, die doderyk, die kerk, die Rooms-Katolieke kerk, die protestante wil opslurp of doodmaak of oorweldig. Nou kom
as ons mooi na die gedeelte kyk en ons leef nie meer in die tyd van die reformatie nie, dan sien ons eintlik 'n ander perspektief wat nie regtig verskil met die eerste twee nie, want die kerk is die plek. Daar is nie 'n ander kerk as Jesus se kerk nie. Die kerk is die liggaam van Jesus Christus op aarde. So die Rooms-Katolieke kerk is nie verkeerd gewees dat hulle gesê het Jesus praat van die kerk. Maar natuurlik het hulle om spesifieke redes die kerk bly vashou, want hulle wou die paus vashou, sodat die paus kon sê wat hy wil, al sê hy nie wat die Bybel sê nie. En die protestante het dit natuurlik verstaan dat Jesus bedoel dat hy gee nou vir ons weer die evangelie van die kruis van Jesus Christus en dat hy die mag van Satan gebreek het deur sy vergifnis, deur sy bloed vir ons sondes. En is pragtig. En ons mag dit vat. En ons mag dit vashou met ons hele hart. Ons Here Jesus, die Seun van die lewende God, het vir ons gesterf. Maar hy sê meer as dit. Hy sê, hy het 'n afspraak met die duiwel. Hy sê, ek het die sleutels. My Vader het vir my die sleutels gegee toe ek in die hemel was. En ek gaan hierdie poort van die duiwel oopsluit. En hierdie mag wat hierdie tiran oor mense het, waar hy mense mee beskuldig, dat hulle sondaars is, dat hulle vuil is, dat hulle God se liefde nie verdien nie, en al die goed wat hy sê wat reg is, gaan ek oopsluit, en ek, omdat ek so lief vir jou is, Petrus, en vir al julle ouetjies wat hier sit, met al julle sondes, ek gaan hierdie koninkryk van Satan oopbreek, sy poorte oopbreek, en ek gaan dit vernietig. Jy sien, want wat baie belangrik is in die Bybel, as jy gaan kyk na die Bybel, Hermon, die woord van die berg Hermon, waar hulle by staan, het daardie woord baie sterk betekenis en verbintenis met God se opdrag aan Joshua, toe hy vir Joshua gesê het, julle moet, as julle in hierdie land ingaan, moet julle hierdie vyande, hierdie reuse wat hier wou regeer, van die kinders van die duiwel, van die engele, moet jy uitroei. So die woord Hermon, het 'n sterk verbintenis met die Hebreëse werkwoord om te gaan vernietig. En dit was die opdrag van Joshua, en nou kom Yeshua, die seun van God self, en hy kom sê, ek kom hierdie werk van die duiwel nou finaal tot niet maak. Ek gaan in sy koninkryk in, ek gaan sy poorte oopmaak, en ek gaan vir hom daar uithaal, en ek gaan geen mag meer oor julle hê nie. Hoekom nie? Want ek gee my lewe vir julle. Ek betaal. Ek gee my lewe. Ek wat die seun van God het, wat God is, wat geen sonde het nie. Ek gee my lewe. Ek betaal vir julle. Ek betaal julle hekpas. Want ek self kom die wet vir julle na. Ek self lewe 'n heilige lewe, 'n perfekte lewe. Ek self gee my lewe vir julle. Ek self breek die poorte van die hel oop. Daardie hekke wat die Satan daar kom span het, die engele kom span het, gebou het by die tuin van Eden, toe hulle Adam uitgehou het uit die tuin van Eva, of Adam en Eva uitgehou het uit die tuin van Eden. Daardie hek kom ek, wat Jesus Christus is, oopbreek. Ek gaan self in Hades in. Ek gaan doodgaan in my lyf. Ek gaan in die graf lê. En ek gaan in my siel deur die hel gaan, tot in die diepste punte van die hel. En ek gaan daar geen plek los, waar die Satan enige plek het, enige greep het op jou, of om jou mee te kan aankla nie. Ek, my liewe kind, is jou nag, sy nag. Ek is die seun van God. Ja, Petrus, jy is reg. My pa, my hemelse pa, het hierdie ding in jou hart vir jou oopgesluit. Dis nie jy wat dit self uitgedink het nie. Daarmee wys God, hy is jou pa. Daarmee wys jy is God se kind. Die vraag is, lewe jy as my kind? Lewe jy en verstaan jy dat daar is niks in hierdie lewe wat God se koninkryk kan keer nie? Verstaan jy, Jesus Christus het vir jou deur die dood gegaan. En ook in hierdie nag, as jy gaan slaap vanaand, miskien gaan jy nie. Miskien gaan jy die nuwe jaar in, sommer net so. Weet dit, Jesus Christus is jou nag se nag. Hy het in die doodryk ingegaan, en hy het binne in die koninkryk van die duiwel, in sy magsgebied, in sy setel,
het hy ingegaan, en hy het daar uit die dood uit opgestaan, want die Satan kon hom nie vashou nie. Dit gee nie om wat voor jou lê in 2025 nie. Dit gee nie om wat agter jou lê in die jare voor 2025 nie. Dit gee nie om wat in jou lê, jou swakheid, jou sonde, jou misluktheid, jou foute, jou verhoudings wat verkeerd gegaan het, jou geldsake. Jesus Christus is jou nag se nag. God, die lewende God, sê vir jou, sy seun het vir jou deur die nag gegaan, deur die poorte van die hel, aggressief, aanvallend, nie bang nie, nie gewag dat die duiwel hom moet aanval nie, omdat hy jou liefhet, omdat hy God is, omdat hy mag het oor die dode en oor die duiwel. As daar een ding is, liewe Christen, wat jy in 2025 kan vashou, is dit aan Jesus Christus, die seun van die lewende God. En daarom sê Jesus, en daarmee sluit ek af vir sy disippels, julle mag nie vir mense vertel wat hier vandag gesê is nie. Julle moet stil bly, want Jesus wil sterf. Jesus wil nie hê die konings van die aarde, Paulus verwys daarna, moet weet dat sy missie is om deur die dood te gaan nie. Dan gaan hulle hom nie kruisig nie, sê Paulus, 1 Korintiërs, ek dink 2, dan sou die, of 3, dan sou die konings van die aarde hom nie gekruisig het nie. Moenie vertel nie, moenie, bly stil. Ek moet eers hierdie missie van my klaarmaak. Ek moet eers deur die hel gaan, en dan sal julle weet dat ek die seun van God is. Hou vas, my liewe vriend, aan die seun van God. Hy is jou dag. Hy is jou blink môre ster. Hy het die sleutels van Hades, maar meer, hy het die sleutels van die koninkryk van die hemel. Gaan hierdie jaar in met God se vrede. Shalom.